Battleplan vir wanneer jy finansies druk. Nommer 2. Ek het al gehoor dat Piet my vrou kondig reën aan. Net soos ek al gehoor het dat loeries kondig ook die reën aan. Wanneer die een van hierdie twee voëls hoor skree, weet jy daar is vog in die lug, wat beteken dat die reën is naby. In Openbaring is daar ook verskeie aankondig wat aangekondig word deur trompette dat die einde is naby. God sal altyd vir ons tekens gee, indien ons sensitief genoeg is daarvoor om dit raak te sien, om aan te kondig dat ons verlossing is naby. So kan jy ook bid dat jy nou jou aankondigings begin raak sien, dat God jou gebede verhoor. Net soos wat hy vir Hesekia die tyd laat teruggaan het om te bevestig dat God gaan hom genees. Jesaja 38 vers 8. Kyk, ek sal die skaduwee op die grade wat dit gedaal het, deur die son op die grade van Agus se sonnewyser, laat teruggaan 10 grade agteruit. En die son het 10 grade teruggaan op die grade wat dit gedaal het. Net soos Hesekia se teken, kan jy ook bid vir sulke bevestigings, soos die Piet my vrou of soos die loerie wat die reën aankondig. Dis sulke bevestigings wat ons net die motivering gee om konstant te bid, totdat ons die volkome verlossing gekry het. Psalm 126 vers 5 en 6. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop aldeur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Jy kan eintlik die baie kort psalm van Psalm 126 hardop lees en profeteer en verklaar oor jou lewe. Die Message Bible. So those who planted their crops in despair will shout hoorays at the harvest. So those who went off with heavy hearts will come home laughing with armloads of blessings. Hoe mooi is dit? Mag ons sommer nou daardie hoorays kry. Mag ons sommer vandag nog daardie armloads of blessings kry. Amos 9 vers 13 tot 15. Kyk, die dae kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal en die druiwetrapper die saadsaaier en dat die berge van mosseldrip en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. Die Message Bible. Everything will be happening at once, and everywhere where you look, blessings. Blessings like wine pouring off the mountains and hills. Die ploer sal die maaier inhaal. Dit sê vir my in vandag se terme, dat wanneer jou volgende maand se salaris inbetaal sal wees, sal dit vir jou voel, dis te vinnig. Wag Here, ek moet nog verlede maand se salaris spend. Wow, okay. Hoe amazing sal dit wees, dat die ploer die maaier sal inhaal. Blessings everywhere you look at once. Ek het 'n video gemaak van die Fire and Ice kuiertjie saam met Charlene. Gaan kyk gerus die video, ek sal die link hieronder plaas. Maar by hierdie kuiertjie was daar 'n oorvloed van soveel lekker gegeurde awesome kos. En hierdie atmosfeer van oorvloed en van lekkerte het ons gestimuleer om net meer en meer te praat en te profeteer van God se goedheid in ons lewe. Mag ons ook in so 'n permanente Fire and Ice ontbytbuffet omgewing wees, om ook net so konstant te praat van God se goedheid, om met God te brag van al die positiewe dinge wat hy in ons lewe gedoen het. Soos die liedjie van Phil Collins, Another Day in Paradise. Die meel en die olie sal nie opraak nie. Dit is ook een van my gunsteling wonderwerke van die Bybel. Die voorrade wat ons het, sal nie opraak nie. Ons salaris sal nie opraak nie, ongeag van die hoeveelheid onttrekkings wat ons doen. Dit is 'n mindshift wat ons moet maak. Want indien ons in skaarsheid lewe, sal ons spaarsamig lewe. Maar indien ons oorvloedige uitkyk het op die lewe, sal ons ook soos die weduwee van Sarfat, vir almal brode bak rondom ons, sonder om te kommer dat die meel en die olie sal opraak. Maar voordat die meel en olie opgeraak het, het God direk vir Elia die opdrag gegee. 1 Konings 17 vers 9. Arise, get to Zarephath, which belongs to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to sustain thee. 1. Arise. Ons moet opstaan, ons moet iets begin doen, ons moet aksie neem, ons moet arise.
Ek het nou onlangs die boek Shantaram gelees en daar verduidelik die storie van 'n persoon wat in 'n geveg was met 'n groep wilde honde. Hy was besig om die geveg te verloor, maar toe kom iemand anders op die toneel om hom te help veg. Met die het die persoon meer van die vegtende posisie ingeneem, in plaas daarvan om net te beskerm, in te neem, soos die vegte nommer 1. En dis wat ek ook ervaar in my gees, dat ons meer moet begin veg en nie net guard of beskerm nie. Soos arise, soos doen iets, en so gereeld dat die finansiële probleme ons gevries laat. So bid gerus dat God vir jou energie sal gee om te veg teen die huidige reus in jou lewe. Nuwe energie, dat daar sommer soos baie plas in jou are is. 2. Zarephath. Sarfat, die naam beteken die plek van suiwering. Dis glo ek dat God sal ons ook suiwer. Hy sal ons skoner en meer heilig maak na elke stappie. Al die onsuiverhede van ons verwyder. 3. God gee die opdrag. God gee die opdrag vir mense om ons te help. So bid vandag dat God sommer 'n oorvloedige opdragte sal gee vir ander mense om ons te help. 4. A widow to sustain thee. Dis die mees onwaarskynlikste plek, is juis waar ons verlossing vandaan sal kom. Die weduwee was die armste persoon waarskynlik in die dorpie, en die weduwee was ook op pad om te sterf vanweë die hongersnood. So dalk is jou hongersnood ook 'n gesamentlike wonderwerk wat op pad is vir jou en iemand anders, wat ook op pad is om te sterf of om onder te gaan as gevolg van die hongersnood of die finansiële druk. Bid ook laastens dat God jou oë sal open om die meel en die olie wat nie opraak nie, sal begin raak sien, sodat jy hom meer daarvoor sal loof en sal prys. Soos ek het 'n jaar terug my petrolverbruik begin monitor, net om te besef dat my petrolverbruik word al hoe meer maandeliks. En dis elke keer vir my 'n rede om God te prys vir daardie onophoubare meel en olie situasie. Ek het net gister 'n rekord gekry van 15.5 km per liter, wat ek dink wat werklik fantasties is. Nog 'n oorvloedige, kan nie opraak meel en olie is uncapped Wi-Fi internet toegang. So jy kan ook bid dat jou voorrade so oorvloedig sal wees soos uncapped Wi-Fi, of soos die weduwee van Sarfat se meel en olie.